Nou is ek diep ontsteld. En wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my van hierdie uur. Maar juis hiervoor het ek gekom, vir hierdie uur. Vader, verheerlik U naam. So ons kan hierdie, wat Jesus bid vir God, kan ons in 2 dele opdeel. 2 verskillende gebede. Vader, red my uit hierdie uur. Of Vader, laat U naam verheerlik word. Ons almal was al daar. Here, ek kan nie meer hierdie kruis dra nie. Ek kan nie meer in hierdie omstandighede lewe nie. Here, vat dit net weg van my af. Ek kan nie meer nie. Help my. Ek kan nie meer in hierdie uur lewe nie. Of ons kies en ons sê, Here, ek dra hierdie kruis sodat U naam verheerlik sal word. En hoe kon Jesus dit doen? Jesus het dit gedoen want dit is God se wil. Hy het gesê, ek het my lewe neergelê, dis iets wat hy gedoen het. So het ons 'n keuse om ons kruis op te tel en deur hierdie woestyn te gaan om God te verheerlik. Of ons sê, Here, ek sê jammer, I can't do this anymore. Ek kan nie hierdie kruis dra nie, ek gee nou op. So ons elkeen daai keuse, maar hoe doen ons dit? Ons doen dit deur 'n eternal perspective te hê. So in Romeine lees ons, do not be conformed to the pattern of this world. Moenie doen soos die wêreld doen, die manier van praat, die manier van dinge doen nie, but be transformed by the renewing of your mind. So hoe kry jy 'n ander perspektief? Hoe kry jy 'n godly perspective oor jou lewe, oor jou woestyn, oor jou omstandighede? Deur jou mind te renew. Hoe meer tyd jy in die woord van die Here spandeer, hoe meer gaan jy word soos die woord van die Here. Hoe meer tyd jy saam met die wêreld gaan spandeer, hoe meer gaan jy word soos die wêreld. Jy kan dit net doen as jy 'n ander perspektief het. Jy kan net deur hierdie woestyn gaan as jy gehoorsaam is. Jy kan net gehoorsaam wees in hierdie woestyn as jy 'n ander perspektief is. Want dan gaan jy hierdie kruis kan dra. Die Here het sy kruis gedra want hy het 'n eternal perspective. Hy het dit gedoen omdat hy lief is vir ons almal. Ons kan dit doen en die Here se naam verheerlik as ons 'n ander perspektief het, om ons mind te renew. 2 Korintiërs 4 vers 18 sê, so we fix our eyes not as on what is seen, but what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. So die Here, daai wat hy moes deurgaan, was temporary. Wat mens kon sien was temporary, maar hy het dit gedoen met 'n eternal perspective, sodat ek en jy duisende jare later nog steeds hierdie vrugte pluk van wat hy gedoen het vir ons. En so het jy ook 'n eternal perspective, 'n eternal impact, maar jy moet 'n ander perspektief hê. Elke liewe een van ons is gemaak met 'n doel. Voor die Here in die einde van sy ministry, of amper aan die einde van sy ministry, toe hy in Judea was, toe het hy die 72 disippels uitgestuur voor hom. En om hulle te prepare, het hy hierdie deel ook vir hulle geleer. Hy sê in Lukas 12 vers 1 tot 2 en tot 12, wat ons moet fear. Daar staan, that fear not the physical provision, because God knows what you need. Hy gee vir die mossies kos en hy soveel meer liewer vir jou. Jy het meer waarde as die mossies. So moenie worry oor wat jy môre gaan eet nie. As jy glo in God, as jy glo hy kan vir jou voorsien en jy's in reg lyn met hom, met jou oë gefokus op hom, gaan hy vir jou voorsien. Hy sê fear not, but fear, verse 5. They should fear God because he can send you to hell. Eternal perspective. Fear being condemned, vers 8 tot 10. Fear being condemned and rejected by God. Dit is wat hy vir die disippels gesê het wat voor hom uitgegaan het. Moenie fear wat julle gaan eet of nie gaan eet en wat julle gaan aantrek nie. Moenie fear wat mense aan jou nou kan doen as jy nou uitgaan en my naam gaan verheerlik nie, want dit het nie 'n eternal impact nie. Moenie fear as mense jou persecute nie, want die Heilige Gees will direct your words. So dis wat hy vir hulle gesê het, what to fear and what not to fear. En dit is dieselfde vir ons. Ons is so bang vir mense, ons gee so baie energie aan party dinge.
Maar ek wil vir jou vra vandag, waaraan jy jou energie en jou tyd spandeer, waaroor jy stres, jou anxiety, jou worries, het daai dinge 'n eternal impact? Raak dit aan die groter prentjie? Want die Here sê, fix your eyes on the things that's unseen, not on the things that's seen. Be transformed by the renewing of your mind. Hierso in Johannes 12 waar die Here sê, Here, laat U naam verheerlik word. So ek wil vir jou aanmoedig, waar jy is vandag in jou kruis dra. Dit is die moeite werd, laat die Here se naam verheerlik word, want dit het 'n eternal perspective. Through your obedience, God will be glorified. En ek wil jou ook aanmoedig, as jy voel dat die lewe kry jou onder, gaan skryf neer wat jy voel jou onder kry, en kyk as dit regtig 'n impak op jou lewe moet hê. Want baie keer maak ons van klein dingetjies groot goed, wat eintlik nie saak maak nie, wat regtig nie 'n eternal value het nie. En ander kere is dit bitter moeilike omstandighede, maar as ons oë op Jesus hou, dan kan ons hierdie kruis dra. Want hy het dit gedoen, so kan ons dit doen. Hy het hierdie beautiful voorbeeld vir ons gestel. En sy impact is eternal. En hy sê, ek wil vir jou vra, wat is belangriker vandag, om jou sin te kry of om te bou aan die koninkryk van die Here? Want ons almal kan elke dag kies, gaan ek vir Jesus reflekteer, gaan ek bou aan die koninkryk van Jesus, of wil ek my sin hê, wat ek wil doen vandag? So that's just something to think about. Julle moet 'n geseënde dag hê.